Right, 9-5 korrels, nee. Die goeters het aardwurm mis in, aardwurm eiers en 'n klein huisie vol mikrobes en komposteerde storie, maar die lekker ding is, hy lyk soos kunsmiskorrel, nee, so jy kap ons hom in die planter voor, al die lekker goede. Ok, ek praat hier met Hans, hy is hier so in die Brits area, hy gaan my bietjie meer vertel, hy het nou al die ding gebruik, wat het hy gesien oor die afgelope jaar of wat, hoe het die goeter sy lande verbeter, en is hierdie nou actually iets wat jy 'n try kan gee? Hans, hoe lyk dit? Goed en jy? Nee, doodstil rustig. Daar's hy. Right, jy is hier so Brits area, gee my net so vinnige oorsig, jou boerdery opset, hoe lyk die goede? Ja, kyk ek boer nou nie voltyds nie. Ja, Dis maar 'n bietjie sideline. Dis ook nie groot skaal nie. Dis 10 hektar waar wel eintlik 11 hektar lucerne, maar doen ook so 'n bietjie graan, skoring en sojas. So en ek neem aan, jy werk harder hier as wat jy op die ander plek werk, nê? Nee. ja, kom ons los dit daar. Ja, want kyk as ek 'n goukoppelpyp sien, nee, dan as ek sommer klaar begin ek sak my moed in my skoene, so nee, ek haal my hoed af vir jou, hoor. Ja, nee, jy het maar elke dag jou obstacles en wat is wat, so daar is nou nie two ways about it nie. Sê vir my, jy het nou hierdie 9-5 goeders het jy nou al begin gebruik. Verduidelik my eers, wanneer het jy die eerste keer van die goed in jou grond gesit en hoekom het jy daai rigting gegaan? Jong, ek het in 2024, einde 2024, het ek begin met die 9-5 produk. Ja. En ek het 'n groot kans gevat. Ek het voluit gegaan met dit. En ek het resultate gekry. Ja. En ek gaan nie vir julle jok of enige iets nie. Ek het dit weer gedoen en weer 'n keer en ja, dit wys net vir my daar's potensiaal in dit. Jy sê jy het voluit gegaan, hè? En wat beteken voluit gaan aan jou kant? Hoe het jy hom gedoen? Het jy kunsmis gesny? Wat het jy gemaak? Hoe het jy hom gehardloop? Okay, so wat ek gedoen het is ek het dit met my sojas eers probeer. Yes. Die eerste keer. En bygesê my soja se stand was nie baie goed gewees nie. Ja. Omrede ons kan sê die plantestand was nie reg nie. Ja. En ek het 'n baie swak opbrengs gehad toe nou op dit, so ek kon nie dadelik die verskil sien nie. Maar toe ek oorgaan na die koring toe, het my opbrengs van 5.8 ton na 6.2 toe gegaan en Ja. ek het chemie gesny galore. Yes. Waar ek altyd geplant het met 80 sakke 434 en tobbemesting irium ook 80 sakke, so dit werk uit 400 kg per hektaar. Ja. Met jou plant en dan met jou tobbemesting het ek gesny na 300 kg tobbemesting en dis nie eens irium nie, dit was 'n produk is 'n 33. Yes. En hy het nog kalium ook bygehad. En ek het opgegaan van, soos ek sê, van 5.8 ton hektaar na 6.2 toe. Net met 'n tobbemesting. Nou, okay, hoe dien jy die produk toe? Kom ons begin daar. Ek wil net in jou praktyke, hoe sit jy hom uit? Wel, so ek kry my komposkorrels deur 9-5. Ja. Is in balksakke. Jou ton balksakke. En wat ek doen is ek weeg hom dan nou maar af in my 50 kg sakke in. Ja. En dan gooi ek hom in die gewone kunsmisstrooier en ek strooi hom uit. So jy strooi hom sommer uit, jy bandplaas hom nie eers nie. Glad nie, ek strooi hom soos gewone kunsmis met die kunsmisstrooier uit. En kyk, boerdery sê ons gewoonlik, wat is die verskil tussen 'n suksesvolle boer en 'n ou wat nie suksesvol is nie? Is gewoonlik gut feel, die ou wat se gut feel reg is, nê? Wat sê jou gut feel vir jou rondom jou plantgesondheid, want ek meen ek kan kyk na hierdie goeders, hulle lyk ongelooflik mooi, die kleur is reg, al die goeders is reg op hulle. Wat sê jou gut feel vir jou as jy na die plante in die grond kyk, hoe lyk jou grond lewe? Baie goed. Daar is definitief ontleding wat Jurie vir ons gedoen het. En dis nou met die mikroskoop. Dis nou met die mikroskoop bygesê, ja. Wat hy grondmonsters by my fisies kom vat het en allokasies gevat het
en al daai goeters. So en daar is definitief verbetering in my grondlewe. So jy weet nie noodwendig wat is dit nie, maar daar's meer goed wat beweeg. Daar beweeg goed daaronder. Dit weet ek en ek moet hulle net kos gee. Dis die groot ding. Sê vir my jou volgende seisoene as jy aangaan met hierdie goed, wat is jou plan? Hoe lyk jou planne going forward? Going forward definitief. Elke seisoen ek steek om 10 cube wel, 'n cube per hektaar. Ek het die 10 hektaar wat ek nou die graan op doen. So ek steek om 'n cube per hektaar komposkorrel en samsei extract wat ek deur my dam en water en goed wat ook al sit. So ja, dit is net 'n vooruitsig. En sê vir my net in terme van die aardwurm komponent wat daarby is, die eiertjies en die aardwurm mis en daai goeters, is dit ook een van die goed wat jou half, kom ek sê, oortuig het, want ek sê wie wil nou nie 'n aardwurm plant nie? Verseker, dit is verseker. Ek het destyds voor ek nou oorgegaan het na die biologiese goeters toe, het ek altyd my lande gebrand. Hoe kan ek sê, glad nie remateriaal ingewerk nie. So ek het my lande gebrand en dis mos nou maklik en vinnig. Ja, 'n lion is die vinnigste. Ja, en ag nee, soos ek sê, vandat ek dit begin stop het, kan ek definitief 'n groot verskil sien in my grond se tekstuur. Kompaktasie is nie so baie nie. Ja. So ja, nee, ek seker ek beweeg in die regte rigting. Right, so, as jy wil aardwurms plant, mikroorganismes optel in die grond, op 'n maklike manier. Linkie bo of hier onder, kom jy met hulle in kontak, daarso, bel vir Tinus, dan gaan hy jou in die regte rigting druk oor wie se naaste agent en daai tipe van houe, en dan kan jy ook jou aardwurms meer maak. Dis die Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.